Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom in nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Vandag is episode 44 van ons reeks oor jou identiteit in Christus. En ons kyk bietjie hierdie week na waar staan ons ten opsigte van die wet en hoe ons moet kyk na die wet as Nuwe Testamentiese gelowiges. En gister het ons twee baie belangrike punte behandel, naamlik dat Paulus ons leer dat die fout nie by die wet was nie. Want in Romeine 7 vers 12 skryf hy, dus is die wet heilig, en die gebod is heilig en regverdig en goed. Maar ons het ook gesien dat alhoewel die wet heilig is, dit ons nie kan heilig maak nie. En alhoewel die wet regverdig is, dit ons nie kan regverdig maak nie. Maar inteendeel, die wet gee aan die sonde krag om te floreer en nie aan die mens krag om te oorwin nie. En dit sien ons in 1 Korintiërs 5:56 wat sê, die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. En ons begin vandag met 2 Korintiërs 3 vers 6, wat verder beamoen waaroor ons gister gesels het. En ek begin van vers 5 af lees, net sodat ons van die begin van Paulus se sin af kan begin. Hy sê, nie dat ons uit onsself bekwame is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, vers 6, wat ons bekwaam gemaak het as dienaars van die Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Ons is dienaars van die Nuwe Testament. Dis krities belangrik dat ons dit begryp en verstaan. En ek weet altyd goed dat ons dit in teorie weet. En almal in die kerk sal ook met jou saamstem. Nee, ons is onder die Nuwe Testament, ons is onder genade, ons is onder die nuwe verbond. Maar in die praktyk mis ons dit totaal en al. Hoe weet ek dit? Want ek was daar. Ek was daar waar ek probeer het om die wet en die gees te meng. Wat 'n gemors. Hoekom? Want die letter maak dood. En net sodat ons duidelik is, van watter letter praat hy hier? Wel, hy gee vir ons 'n duidelike verduideliking in vers 7. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan. Ek lees net daai begin weer. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer. Watter bediening maak dood? Die bediening wat sy letters op klip gegraveer is. Watter letters is op klip gegraveer? Ek ken net die 10 gebooie. Die begin van die wet van Moses. En hoe lyk die vrugte van hierdie bediening? Dood. In vers 6 sê hy die letter maak dood, en in vers 7 sê hy dis die bediening van die dood. Hoekom sal enige iemand hierdie bediening wil volg as daar dan 'n beter testament is? 'n Beter verbond met beter beloftes, sê Hebreërs 8 vers 6. Hy sê, maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond wat op beter beloftes wettiglik gegrond is. Godsdienst het dit reg gekry om ons te laat dink, ons moet hierdie twee verbonde op 'n manier kombineer. Dat ons albei nodig het om God tevrede te stel. En om eerlik te wees, ek dink ons like dit so, want dit spreek tot ons vlees. Dit laat my tog so goed voel, as ek aan een of ander wet kan voldoen, en ek kyk om my rond, en ek sien menige ander mense kry dit nie reg nie. Shame. As hulle maar kon doen wat ek kan doen, die trots daarin. Ai, dis daarom maar 'n lekker ding. Maar dit is die probleem met die boom van kennis van goed en kwaad. Wanneer jy dink jy voldoen aan al die goed, en jy het dit reg gekry om jouself te weerhou van al die kwaad, is daar net een moontlike uitkoms, trots. En wat gebeur wanneer jy uitvind jy was nie so goed soos jy gedink het jy is nie? Want Jakobus 2 vers 10 sê, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. So as jy in een enkele opsig iets oortree het, is jy skuldig daaraan dat jy die hele wet oortree het. En wat is die gevolg daarvan op jou? Skande, skuldgevoelens en oordeel. En selfs nog erger, die vloek, want Galasiërs 3 vers 10 waarsku ons, want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie.
En daar's net hierdie twee moontlike uitkomste. Daar's nie 'n derde uitkoms of 'n derde tipe vrug nie. Dis of trots of skande. En beide van hierdie lei tot die vloek en tot die dood. Daar is eenvoudig nie lewe by die boom van die kennis van goed en kwaad of die wet nie. Slegs dood. Daai boom het dood gebring van die eerste keer dat ons as mens daar gaan eet het, en dit doen nog steeds. Daar is net een plek van lewe, en dis die Heilige Gees wat die nuwe verbond, die Nuwe Testament vir ons bedien. Dit is slegs hierdie bediening wat ons kan regverdig maak voor God. Kyk wat sê vers 9, want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak oorvloedig in heerlikheid. Veel meer is die bediening wat regverdig maak oorvloedig in heerlikheid. Dit is net die bediening van die Heilige Gees wat ons kan regverdig maak. Waar Jesus uit genade kom en namens ons betaal vir ons sonde, waarvoor ons nooit kon betaal het nie, om vir ons sy geregtigheid te gee, wat ons nooit sou kon bereik het nie. Dis die bediening van lewe en genade. Ek wil by jou pleit vandag, los tog al die gestryery oor Kersfees en die Sabbat en die musiek by die kerk en al die sinnelose stryery oor wat reg is en wat nie. Daai goed het net een uitkoms. Kom by jou pa uit. Geniet intimiteit met jou Vader. Hou op om hom te probeer beïndruk en word vir 'n slag deur hom beïndruk. Laat sy Gees jou lei. Sy Gees is immers reeds een met jou gees. Laat toe dat die bediening van die lewe vir jou lewe gee. Here Jesus, help ons dat ons sal ophou om nuwe wyn in ou wynsakke te gooi. Here, ons het 'n nuwe verbond met beter beloftes. Help ons om op te hou met die sinnelose stryery oor dinge van die wet. En dat ons sal toelaat dat U Gees ons sal lei, want U Gees sal ons altyd lei tot lewe. En die lewe in oorvloed waarvoor U gekom het om vir ons te betaal. En dis waarin ons wil leef, 'n lewe van oorwinning, 'n lewe van oorvloed, 'n lewe waarin ons regeer, soos wat U dit vir ons bedoel het. Dankie Here, daar's oorwinning by U te verkry. Daar's lewe by U te verkry. Mag U naam in ons lewens, in ons manier van praat, in ons manier van dinge doen, verheerlik word. In Jesus naam alleen. Amen. As jy dalk meer oor ons bediening wil uitvind, of dalk finansiëel wil saai in ons bediening in, kan jy gerus na ons webwerf toe gaan by injesus.co.za. Al die besonderhede is daar. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord, dan sal jy nooit verkeerd gaan nie. Shalom.